Want u woord sê dat ons die onderlinge byeenkomste nie moet verwaarloos nie. En vanmôre verstaan ons wat u woord daarby vir ons wil sê, dat ons hierdie samesyn, hierdie eendragtigheid van een in die gees wees, wanneer u met ons ontmoet, nie mag mis nie. En Vader, vanmôre wil ons saam met jou sê, deur ons en ons huis sal u dien. Laat hulle wat daar buite in die wêreld is, wat besig is met wêreldse koninkryke, wêreldse gedagtes, Here, laat hulle maar kies wie hulle wil dien, maar vanmôre sal ons in ons hart 'n keuse maak, ons sal die God van Abraham, Isak en Jakob dien. Maar Vader, ons roep ook vanmôre dat hulle wat nog nie by U is nie, wat reeds voor die grondlegging van die aarde in die boeke geskryf is, dat hulle sal deel wees van die bruid, dat daar arbeiders in die oesveld sal uitgaan en raakvat, om hulle ook huis toe te bring. Is ons gebed vanmôre in die kosbare, lieflike naam van Jesus Christus. En die volk sê, Amen. Goeiemôre. Kom ons sing ons eerste liedjie saam. Julle sal sien, hierdie gaan so in mekaar invloei. Ons gaan begin met as die rol daar afgelees word, wat oorgaan as die verlostes huis toe gaan, wat dan oorgaan in as ek dink aan die goedheid Amen. van Jesus. Alicia, kan ek gou iets sê? Net voordat hulle hierdie liedjie vanoggend net so vinnig weer deurdraf, sê ek so my gees van Alicia, weet jy wat is my rede hoekom ek in die bediening ingekom het 25 jaar terug? My hart was altyd gewees, Here, nie om 'n preek te gee nie. Maar ek het 'n visie gehad vandag eendag dat die gesigte wat ek voor my sien, moet deel wees van die rol as afgelees word, deel wees van die bruilofsmaal. En my hartsverlange vanmôre is vir jou wat vanmôre in hierdie plek is. Sodat my hartsverlange nog al die jare was, dat dit wat jy in hierdie diens ontvang, vanmôre in die sang en in die woord, jou sal vasmaak in Christus, dat jou plek verseël is aan die bruilofstafel. Want dan het ek my calling om jou gereed te kry, suksesvol vir my God afgelê. Mag jy vanmôre meer as net mens in hierdie plek ervaar. Mag jy ervaar hoe die Gees van God jou siel, jou gees gereed het kry, dat jy dit nie mag mis nie. As die rol daar afgelees word. Amen. As die rol daar afgelees word, 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 is ek daar as die rol daar afgelees word, 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 is ek daar. As die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan, o Here, help my, dat ek kan saamgaan, as die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan, o Here, help my, dat ek kan saamgaan, as die verlostes huis toe gaan. As ek dink aan die goedheid van Jesus, en aan alles wat hy vir my doen, in my
siel. As die rol daar afgelees word, 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 is ek daar. As die verlostes huis toe gaan, as die verlostes huis toe gaan, o Here help my, dat ek kan saamgaan, as die verlostes huis toe gaan. As ek dink aan die goedheid van Jesus, en aan alles wat hy vir my doen, in my hart roep ek uit, halleluja, prys die Heer, hy red my siel. Kom ons gee vir Here lof en prys. Here, dankie dat ons aan U kan toedink van U woord. Dankie vir alles wat U vir ons doen. En omdat ons kan sing, dat U alles vir ons doen, kan ons sê, Hosanna, Jesus is the rock. Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Hosanna. Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Oh, magnify the Lord, for He is worthy to be praised. Hosanna, Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Hosanna, Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Hosanna, Hosanna, Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Hosanna, Jesus is the rock. Jesus is the rock of my salvation. Amen. Kom ons gee vir Here nog 'n lofoffer. Dankie Here dat ons vanmôre kan wees. En dat ons kan sê, all over the world, the Spirit is moving. All over the world, the Spirit is moving. All over the world, as the prophet said it would be. Hallelujah. All over the world, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. All over His church, God's Spirit is moving. All over His church, there's a prophet said it would be. Hallelujah. All over the church, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would be. Hallelujah. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, as the prophet said it would
God is moving right here in this place, as the prophet said it would be. Right here in this place, there's a mighty revelation of the glory of the Lord, as the waters cover the sea. Here vanmôre roep ek die Gees. Here kom neem oor vanmôre, Here. Right here in this place, we call your Spirit this morning. Ons hef ons hande op na U vanmôre, Here. Daar waar U staan, lig net die hande op vanmôre. Ontvang uit die koninkryk van God vanmôre. Vanmôre wil God iets doen met ons. Daar waar ons as musiekspan gebid het, die Here reeds gekom en het sy Gees reeds saam met ons hier daar uitgestrek. Laat dit vloei vanmôre, Heer Jesus. Karabaki City en Narabaka Suturba Handa Koroba City. U is heilig vanmôre. U is teenwoordig vanmôre. Elke vyandmag breek ek af. Elke persoon wat soos 'n pilaar staan vanmôre, skud ek in die Gees wakker vanmôre, Here. Elke persoon wat sy gedagtes nie nou is waar dit moet wees nie, bring ek terug in die naam van Jesus Christus. Want ek weet U het 'n afspraak vanmôre, Here Jesus. Karabaki City en Turabaka City. U het 'n afspraak vanmôre, Here, en daarom kan ek sing. Ek hef my stem in lofsang tot U naam. Here, want ons is nie hier om dit te doen om enigstens raak gesien te word nie, Here. Ons is nie hier om 'n show op te sit nie. Ons is nie hier vanmôre om die verskil te maak nie. Ons is hier vanmôre sodat U werk gedoen kan word, Here. En ons is hier om U naam te loof en U naam te prys, Here. En ons loof U vanmôre. Ons eer U vanmôre vir dit wat U vir ons doen, elke dag van ons lewe, Here. Dankie, Abba Vader, Here, kom o Skepper Gees, lewendmakende Gees, kom in al die volheid en al die krag vanmôre, en kom neem hierdie gemeente se gedagtes oor, kom neem hierdie congregation oor vanmôre, Here. Want dit gaan alles oor U en niks oor ons nie, Here. Dankie, Abba Vader. I'll give my stem and love song tot U naam. I give my heart, want U is al te staan. Kom vul my hart, Here Jesus, doen met weer, sodat my lippe U kan vereer.
grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 1,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Praise God, 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 praise God. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Hierdie liedjie was eintlik voorberei vir die nagmaal, maar ek voel vanmôre ons moet hom sing. Because he lives, I can face it. I can face tomorrow. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my
All fear is gone, because I know, yes I know, He owns the future, and life is worth living just because He lives. Hallelujah. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, we can face tomorrow. All fear is gone. Father, because You didn't give us a spirit of fear, but You gave us a sound mind, a spirit standing strong in the storms of life. You give us vision to see far beyond what the naked eye can see. You give us insight. Give us steadfastness in our heart, in our spirit man, to stand strong. En in hierdie môre, Here, roep my siel saam met U seuns en dogters uit. Maranatha. 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 Nie meer lank. Maranatha. Help ons, Here. Hou ons nou meer vas as ooit. Versterk ons enkels en ons hande nog meer as ooit, om nie nou slap te word nie. Gee ons die asem in ons long om hierdie wedloop met krag te kan voltooi, maar nie vleeslike krag nie. Met die Gees wat binne ons is. Dis my gebed vanmôre in Jesus se kosbare naam. Amen. Ek kan sê dankie. Kyk, ek is net saamwerk nie. Maar ek is nog getent om so my kant te sit terwyl jy sing en net saam te sing. Want ek sing nie om te probeer sing nie. Ek sing om met die brand om te sing. Ek begeer om te sing. Welkom julle. Kyk, as ek nou so na die kerk vanmôre kyk, dan kyk ek so in die tyd geleef van die lewe terug na my skooldae. En ons ek was in die Spartane, my span waar ons gehardloop, jy was ek 'n spanne gedeel, Spartane en Trojane en en as ek vanmôre kyk en ek sou nou sê, hierdie is in die Spartane en daar is die Trojane, dan gaan ek vir julle definitief sê, julle gaan baie sagter skree as hierdie kom van hierdie kant. So Here, ek roep hierdie sitplekke vol. Ek roep hulle die Gees in, Here, van die noorde, die suide, die ooste en die weste. Maar Vader, ek roep hulle nie in om kerk te kom vind nie. Ek roep hulle in omdat U stem hulle roep, want as die Gees van die Here in hierdie gemeente bou het, vergeefs bou die bouers. So roep ek hulle in vanmôre, Here, dat hierdie gebou te klein sal wees. En dat die 150 stoele wat deur ons reeds staan, gebruik kan word. En daardie oopgemaak word en ons die naam kan groot maak. Amen. Deur my God nuut gemaak, is volgens sy boodskap. Deur my God nuut gemaak. In Kronieke 4 vers 9 tot 10. En Jabes was meer geseënd as sy broers. En sy moeder het hom Jabes genoem en gesê, ek het met smart gewaar. Jabes beteken dan ook
met smart ontvang. So hier van geboortedag af, kry Jabes, al was hy meer geseënd as sy broers, kry hy hier van geboortedag af 'n negatiewe uitspraak van sy moeder se kant, wat oor sy lewe uitgespreek word, en oor hom vasgemaak word, in 'n naam wat hy moet dra, vir die res van sy aardse bestaan. En Jabes het die God van Israel, nie wat 'n God nie, die God van Israel aangeroep, en gesê, as U my vrylik seën en my grondgebied vermeerder, en die hand my sal wees, en U die onheil afweer, sodat my geen smart tref nie, en God het hom laat kom, en God laat kom wat hy begeer het. Aba Vader, baie dankie vir hierdie môre. Dankie vir die voorreg om vanmôre te kan opstaan en nog U asem in my te kan beleef. U asem wat daardie dag, toe ek nog maar 'n ongevormde klompie was, reeds die asem in my neusie kom blaas het, en ek het 'n lewende wese geword. Vader, terwyl ek U asem in my eer vanmôre deur diensbaar te wees in U koninkryk, vra ek dat die Gees my lippe van klei sal aanraak, en dat ek U seuns en dogters sal voed met die voeding wat nodig is, om in 'n verhouding met U op te groei, om te kan gereed wees, wanneer U kom om U bruid te kom haal. Amen. Kom ons hoor wat die Gees van die Here vir ons vanmôre deur hierdie boodskap wil sê. Numeri 6, vers 24 tot 27, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en jou vrede gee. So moet hulle dan my naam op die kinders van Israel lê, en ek sal hulle seën. Jy moet die regte God aanroep in jou nood om jou uit te red en jou te seën. Jabes begin hierdie reisies van die lewe met 'n agterstand. Dis soos om by die Comrades te gaan staan en jy moet nou maar agter staan, want jy het nou nie die kwalifiserende marathon gehardloop om voor te staan. Jy begin nie voor en jy begin hier agter. En ja, ek staan eendag, staan ek in my jeugkerk op daardie stadium, waar die Here my mee geseën het, so 150 jong mense op 'n Vrydag aand. Sê ek vir hulle, jy moet weet, dat jy wat hier sit is 'n wenner. Jy wat vanmôre hier sit is 'n wenner. Nog voordat jy as baba bevind was in die moederskoot, was jy reeds 'n wenner. Van die grootste marathon wat nog ooit gehardloop was jy die wenner. Was ek die wenner. En dan gaan dit sê so wat dit is. Daai dag trek 400 miljoen, of 4 miljoen, 5 miljoen spermselletjies weg, om by die eiertjie uit te kom. En jy wen die reisies. Besef jy het 4 miljoen tot 5 miljoen ander gewen, om eerste by die wenpaal te wees. En toe word jy gevorm die beginnende baba word. Jy was wenner. En toe kom omstandighede van die lewe, en in Jabes geval kry hy 'n naam wat sê jy's 'n smart ontvang, maar hy het die reis gewen, en hy begin om hierdie woorde te kry, jy's 'n smart ontvang. Maak nie saak of jy hierdie reis so pas gewen het. En die lewe kom en kom spreek goed oor my en jou uit.
om ons nog meer soos 'n verloorder te laat voel. En om nog die kersie bo hierdie koek van uitsprake te sê, maak ons keuses. Verkeerde keuses wat ons op verkeerde paaie lei. By plekke kom wat mense sê, Here, kan ek nie maar net my lewe oor hê nie, want ek sou my keuses anders gemaak het as ek my lewe net kon oor hê, want nou dat ek weet wat reg is, sou ek dit anders te begin hê, as wat ek het begin het. Maar ek sê, jy moes jou pad hardloop presies hoe gehardloop het. Weet jy hoekom? Want Jabes het besef, ek is nie in staat om my lewe te verander nie. Ek moet na iemand hoor as wat ek is roep om my lewe te verander. Jy moet vanmôre besef, dis nie jou foute wat jou mislukking maak nie, dis jou afwesigheid om te besef wie kan jou red en jou herstel en jou optel, soos jy nog nooit opgetel was. En toe Jabes besef dat hierdie God van Israel is die antwoord. Want as jy hier gaan lees in Kronieke, dis 'n geslagsregister wat hier afgelees word. Gaan lees hier in het van daar 1 Kronieke. Gaan lees 1 Kronieke 4. Wat gaan met my vir 'n oomblik? Gaan lees 1 Kronieke 4. Dan kom jy agter hier is niks behalwe 'n geslagsregister wat afgelees word. En hierdie was die pa van die en die was weer die pa van die en dan kom hy hier by Jabes, bom. En dis of die skrywer vir 'n oomblik stil staan. Hierdie een wat sy naam net vinnig moes afgelees word en Jabes was weer die pa van die en die staan stil by Jabes. Dis asof die skrywer tot stilstand geruk word oor die getuienis wat oor hierdie man wat sy naam in negatiewe uitspraak dra, stil staan. En hy sê Jabes was meer geseën as sy broers. En hy het die God van Israel aangeroep en gevra, seën my. Ek wil vanmôre vir jy maak nie saak wat jou foute was. Maak nie saak waar jy gaan draai het nie. Ek jy moet by die plek kom dat jy besef om kerk toe te kom gaan my nie red nie. Om 'n kerk lidmaat te word gaan my nie red nie. Om op 'n dag emosioneel beweeg te word deur 'n boodskap en uit te stap en 'n sondagsgebed te doen gaan my nie red nie. Nou sê ek 'n snaakse stelling. Om die sondagsgebed te bid en terug te gaan in jou sondige weer in. En die sondagsgebed vir jou so pas niks beteken nie. As daar nie 'n waaragtige breek en uitroep na die God van Israel in die sondagsgebed is en 'n uitroep van berou om te sê, Here, ek is jammer, ek is verlore sonder U, ek wil nie meer sonder U wees nie, ek wil hê dat U met U bloed my kom nuut en skoon was en weer in my 'n standvastige gees kom plant, dat die doel waarmee U nog voor die grondlegging van die aarde oor my uitgeroep het en waarmee U my geskaap het in die moederskoot en my asem in my neus gegee het, daardie doel, Vader, wil ek hê moet U kom herstel in my lewe en alles wat dit probeer roof het, wil ek vra dat U daardie onheil van my kom weerhou en my grondgebied vir my vergroot. Daardie oomblik wanneer dit 'n berouvolle inkeer, 'n hartskeer vir God, nie klere skeer nie, nie my hoof se hare afskeer, nie as net oor my kop gooi nie, maar my hart voor God kom skeer en sê, my God, ek kan nie, ek mag nie verder sonder U wees nie. Kom raak my aan. Kom vergewe my. En kom herstel my. Sodat niks van U plan oor my lewe sal tekortskiet nie. Daardie oomblik gebeur iets kragtig oor my en jou lewe. Jesaja 54 vers 1 tot 5 sê, jubel om vrugbare, wat nie gebaar het nie. Breek uit in gejubel en jy wat geen weer gehad het nie. Want die kinders van die eensame is meer as die kinders van die getroude, sê die Here. Maak die plek van jou tent wyd en laat
Hulle doeke van jou tentwoning oopspan. Verhinder dit nie, maak jou lyne lank en slaan jou penne styf in, want jy sal regs en links uitbreek en jou nageslag sal nasies in besit neem en verwoeste stede bevolk. Wees nie bevrees nie, want jy sal nie beskaam staan nie. Vrees geen skande nie, want jy sal nie nodig hê om te bloos nie, maar jy sal die skande van jou jonkheid vergeet en die smaad van jou weeskap nie meer dink nie, want jou maker is jou man, Here van die leerskare is sy naam, en die Heilige van Israel is jou verlosser. Jy moet God vra om die grondgebied te vergroot en om vertrou in dit. Nadat ek dan roep na God in hierdie oomblik van bekering, want ek het u nie bekeer nie en breek met die sonde nie, kan ons nie van God vra om ons grondgebied te vergroot nie. Daar moet 'n stap wees, daar moet 'n beweging wees, daar moet 'n metanoia wees, daar moet 'n omkeer wees, daar moet 'n 180 degree omkeer wees, weg van die sonde af, in die rigting om God te gewaag. Want as ek nie omkeer en wegstap van die sonde af nie, en ek bly binne die kerk, binne sonde, my weer aan buitekant het niks verander nie, maar op Sondag wanneer ek in die kerk opsit, sing ek halleluja, ek wil die Here prys, ek wil die Here loof, en ek wil my medekinders van die Here kom beïndruk, wat se Christen is ek, maar my lewe lyk nog net so vrot, dit lyk nog net so sleg, dit lyk nog net so swart en gebroken, soos toe ek hier ingestap en by daai deur, sal my lofprysing vanmôre vir my niks beteken nie. Dan kan ek vra dat 'n groep mense om my kom staan en my met salmingsolie, ek kan 'n liter olie, salmingsolie oor my kop laat uitgooi, dat die Here my sal seën, maar my wee is by God bekend as wee van rebelsheid, van weg van God af beweeg, wil met God 'n pad stap nie, sal my bekering net in woorde my niks beteken nie, maar die oomblik as ek soos Jabes kan uitroep en sê, mag die God van Israel my kom herstel, mag dit wat oor my lewe gebeur het tot op hierdie dag, mag dit wat oor my uitgespreek was, mag wat ook al, bloedlyn vloeke, maak nie saak wat dit is wat my maak, dat ek 'n verloorder was, mag die God van Israel my kom herstel. Mag hy my red en my optel in die moddersluike van die lewe, want ek wil met hom ernstig wees. Ek wil hierdie dag uitroep, waarin God sê, al lyk jou sonde soos skarlaken, ek wil dit maak so wit soos wol. Al lyk dit soos purper, ek wil dit maak so wit soos sneeu. God sê in hierdie gedeelte in Jesaja net voor dit sê hy, laat hierdie dag wees dat ons die saak uitmaak. Dan moet die dag in jou lewe kom waar jy met God die saak kom uitmaak. En kan sê, Here, nou maar pleitai. Nie meer voorgee nie. Want wat sou voorgee ons help? Wat sou voorgee my en jou help as ons die mooiste, ek wil amper sê, CV by mense het? En mense sê, joh, maar hy of sy is so fantastiese mens, maar by God word my naam nie eens geken nie. Besef jy dat God 'n sondaar wat sonder hom sterf sy naam nie eens ken nie. Hy weet die naam van 'n sondaar uit sy gedagtes uit. Besef jy dit? Kan ek dit vir jou bewys? Onthou wanneer ek sê altyd in hierdie gemeente, as ek 'n stelling maak, moet ek dit met skrif bewys. Christus sê, daar was 'n ryk man en daar was 'n arm man, Lazarus. En die arm man, Lazarus, het gesterf. En die engel het hom gedra na die boesem van Abraham. En die ryk man het ook gesterf. En hy het in 'n plek van smarte bevind. Het jy dit opgetel? Wat sê ryk man se naam? God wipe your name from his mind if you die without him. Hy vee jou naam uit sy gedagtes uit. Jy bestaan nie vir God as jy in goddeloosheid en rebellie volhard teen hierdie groot God van Israel nie. Maar wie wat doen hierdie groot God van Israel? As jy na hom roep, dan maak hy selfs, al is jou naam Jabes, maak hy jou dat jy meer geëerd sal wees as jou broers. Want hierdie skrywer begin hierdie gedeelte van Jabes,
Hy was meer geseënd as sy broers. En dan sê hy vir jou, hoekom was hy meer geseënd as sy broers? Want Jabes het die God van Israel geroep. Wil jy naamloos sterf? Of wil jy geken wees deur die belangrikste persoon wat jy moet ken, God ons Vader? Maar weet jy hoe groot is God se planne vir my en vir jou? Ek wil jou in hierdie ene net bietjie stil by dit. Ek het my verwonder in hierdie saak toe ek dit besef, die dag toe ek dit raak lees in Openbaring. God wil nie net jou naam ken soos wat jy vandag op hierdie aarde bekend is nie. Hy sê by daardie bruilofsmaal sal jy 'n keersteen kry met 'n nuwe naam opgeskryf wat geen ander mens het nie. Vandag is daar 100 Johanne, miljoene Johanne. En as Engeland toe gaan word Johanne John. As miljoene Simon en as jy Amerika toe gaan word dit Simon. Maar die dag as jy dit maak, en jy sit by daai bruilofstafel, en dan wil jy met 'n bekende prentjie sien, as jy na 'n bruilof toe gaan, wat kyk jy, as jy ingaan by die onthaalsaal? Jy loop na die tafel en jy kyk, waar is jou naam? Jy soek jou naam op die tafel. As daar nie reeds by die ingang 'n bord is wat vir jou tafel aanwys en jou naam aanwys waar jy sit nie, dan loop jy in. Jy maak eintlik vroeg, jy ander kan nog buite besig wees, jy wil net weet, dat as jy almal nou inkom, moet jy nie nog soek nie, jy moet dadelik na jou sitplek stop, jy gaan kyk waar is jou naam. Hier is my naam. En dan gaan jy, wees jy rustig, jy loop jou draaikie, en jy doen die dinge, terwyl die foto's van die bruid geneem word, en dan wanneer almal ingaan, dan stap jy reguit na jou stoel toe. Is jy vanmôre verseker dat jy 'n stoel by die bruilof het? Maar weet jy vanmôre dat jy kan nie jou stoel gaan vind by die bruilofstafel? Want jy gaan vergeefs soek na Simon by daai bruilofstafel. Want daar is 'n keersteen wat by jou sitplek lê van 'n nuwe naam wat God vir jou daai dag gee. En 'n engel moet jou na die tafel toe vat en vir jou sê, hier is jou sitplek. En vir die eerste keer sal jy die keersteen wat voor jou word, hoe jy dit ook al in jou prentjie sien, sal daar 'n keersteen lê, jy sal vir die eerste keer daai steen vat, jy sal kyk. En die dag toe ek hierdie in Openbaring lees, toe vra ek, Here, hoekom 'n nuwe naam? Hy sê, want jou ou liggaam en jou ou identiteit en jou ou DNA gaan nie die ewigheid in nie. 'n nuwe liggaam. Die eerste liggaam, hierdie liggaam wat ek jy vandag het, hierdie waar ons nou vat so 'n bietjie aan jou, vat so. As jy gaan nie saam nie. Want hierdie vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Hierdie liggaampie wat ek en jy so versorg, want hy so seker maak, hy het warm kleertjies, hy het 'n warm huis, hy het 'n swembad waarin hy kan gaan swem en hy het 'n lekker luukse karretjie waarin hy kan ry, gaan nie saam nie. Hierdie is stof. En is van hierdie aarde. God sê die eerste liggaam in die aarde, die tweede liggaam gees in die hemel uit. Met ander woorde, God se DNA. Goddelike DNA, seun en dogter van God DNA, sal in daardie nuwe liggaam wees. En daardie nuwe persoon, daai nuwe liggaam wat jy gekry het, gaan 'n nuwe naam hê. Wat deur geen mens ooit belaster of 'n vlek aangegee was nie. Daar was geen mens wat ooit daai naam oor 'n lippe gehad het nie. Daar's geen uitspraak oor daai naam nie. Daar is net seëninge wat aan daardie naam gekoppel word, want dit is 'n nuwe naam in die hemel wat aan God behoort, wat aan jou gegee word daardie dag. Ja, waar gaan die Gees van die Here vanmôre met hierdie boodskap? Ek raak opgewonde as ek vanmôre sien dat die Gees van die Here my wys om met jou te deel 'n nuwe naam. Soos ons by hierdie plek om, jy moet God vra om jou grondgebied te vergroot en hom te vertrou dit, wil ek amper vanmôre hierdie volgende daaraan heg, dat ek en jy nie meer net op aardse goed gefokus wees nie. Ek wil my verstout.
En ek mag dalk 'n paar van julle hê wat vanmôre na hierdie preek my koffie aanspraak maak as jy pastoor, ek sê nie met dit wat jy nou sê saam. Jy is reg. Maar ek wil graag die vanmôre sê wat ek in my hart voel. As ek vanmôre roep, o God, vergroot my grondgebied, dan is dit nie meer 'n aardse grondgebied nie. Want hy sal in al my daaglikse behoeftes sal hy voorsien na die rykdom van sy genade. Vergroot my grondgebied, wat ek as 'n koning oor moet sorg dra wanneer ons kom vir die 1000 jaar vrede ryk. Maar dan kom 'n tyd na die bruilof, wat ek nie as konings en priesters saam met God se seun Jesus Christus kom heers op hierdie aarde vir 1000 jaar. Jy moet 'n grondgebied hê. Here, maak my getrouheid aan U nou so intens, dat U my kan vertrou oor 'n groot grondgebied. Maak my nou so getrou aan die siele wat U nou in my sorg plaas, dat ek hulle so goed versorg, dat ek so mooi na hulle kyk, dat U my kan vertrou oor vele meer. Want oor 100 was jy getrou, oor 1000 sal ek jou aanstel. Oor 1000 was jy getrou, oor 10.000 sal ek jou aanstel. Sê die woord nie so nie. My jou grondgebied moet verder wees as hierdie tydelike. Dit moet wees om reeds te sien, nadat ek my naam ontvang het, my nuwe naam, by daardie bruilofsmaal. By daai bruilofsmaal gebeur iets interessants. Jesus sit by die tafel, want dit is sy bruid wat huis toe gekom het. En dan begin hy die seelse breek. En wanneer hy die 7de seël breek, is daar 'n halfuur van stilte. Weet jy hoekom? Jy moet die prentjie sien. Bruilofstafel is aan die gang, almal eet. Wat gebeur by 'n normale bruilof as die bruidegom skielik opstaan? Almal sit op mense vir neer, die bruidegom gaan nou iets sê. Almal neem notisie, die bruidegom moet so pas opgestaan. Vir die eerste keer staan die bruidegom op. En daar's 'n halfuur van stilte, wat almal luister en kyk nou aandagtig. Wat gaan die bruidegom volgende sê? Want hy het nou opgestaan, toe die 7de seël gebreek word. En letterlik in die bruilofsaal ervaar ek en u hoe hy begin om die 7 bakke skale van oordeel op die aarde se goddeloosheid uit te giet. Openbaring 6 sê vir my dat hulle wat vandag op die wreedste maniere denkbaar vermoor word op hierdie aarde, onskuldige mense, wat weerloos is teen die geweld, sê God in Openbaring 6, en hulle bloed roep van die aarde af, na my te vir geregtigheid. En ek sê vir hulle nog 'n kort rukkie, moet julle rus en wag. Nog 'n kort rukkie. Want as jy kyk na die plaasmoorde, jy kyk na al hierdie dinge wat so wreed afloop in hierdie wêreld, wat so afskuwlik is, en dit voel of die kind van God magteloos staan teen hierdie oormag van goddeloosheid wat die aarde oorvloed. Wil ek vanmôre vir jou sê, daardie bloed van die onskuldige wat in die grond val, gaan nie by God ongesien verby nie. God spreek met daai bloed en sê, wag net so 'n bietjie, ek gaan my oor hulle wreek wat dit in jou gedoen het. En dan in daardie bruilofsaal, wanneer hy daai 7de seël gebreek het, dan kom die vreeslikste, wreedste tyd. Vir hulle wat vandag dink hulle kom met alles weg. Wanneer hulle met God se oordeele te doen gaan kry. Dit gaan net so wees soos in die dae van Noag. Hulle het ook gespot met Noag toe hy vir 100 jaar roep, bekeer julle, want God gaan die aarde met water kom verwoes, bekeer julle. Vandag nog roep die stem van God na die persoon wat opkom na die diens toe in die kerk, bekeer jou, want dan kom 'n oordeel, bekeer jou. Moenie aan die slaap gevang word met godsdienst, jy moenie aan die slaap gevang word met 'n lauwarm verhouding met God, jy moenie aan die slaap gevang word, want dit is net omdat jy Jesus se naam bely. Die vyand bely dit ook, maar hulle sidder, man. Hulle erken ook dat Jesus die seun van God is, maar hulle sidder in hulle skoene vanmôre.
jy moet vanmôre die voorreg het om 'n mens te wees vir wie aan daai kruis gesterf het, moet vanmôre hierdie offer van Golgotha met albei hande aangryp en sê, my God, ek gaan nie met hierdie bloed van U speel nie. Ek gaan nie terug na die ou weer nie. Ek gaan nie terug na die varkbakke toe nie. Ek mag nie weer so toe gaan nie. Ek moet opstaan. En dan met hierdie bloed van Jesus, die royalty daarvan, die my bors vasdruk en sê, dis my godsoffer vir hierdie mens. Dis sy offer. Dis sy offer. Dan gaan het verder as net in 1 Kronieke 4 te gaan lees van Jabes se gebed. En nou hierdie gebed elke môre te resiteer. Het dit dan iets onthou van gebeur. God soek nie jou mond nie, hy soek jou hart. God soek nie dat jy hierdie Jabes gebed gaan uitprint by die werk in die mooiste klere en dit oral in jou huis plak en nou dink jy die beskerming van God gaan iets verander in jou huis, maar die hart wat in daai huis woon het nog nooit verander nie. Jy kan 40 Bybels oopsit in jou huis, by Psalm 91 en dink God se beskerming is oor hierdie huis. As die mens wat Jesus voor gesterf het in daardie huis nie by God is nie, is daar vir daardie huis geen beskerming nie. Die Gees van God weet waar hy woon. Hy ken jou adres. Ken hy jou adres? As jy vanmôre sê 135 ring weg, lei dit by God in sy almagtige klokkie, dis my adres daar. Of sê nee, ek staan nog 'n klop by daai adresse deur. Ek wag nog dat hy moet oopmaak, dat ek saam met 'n maaltyd hou en alles kom nuut maak. Ken God jou adres? Terwyl jy roep na die God van Israel, is jou hart 'n hart van 'n bekering. Want sê dat God in hierdie bekering die onheil van my huis moet kom afweer. Dat God in hierdie huis weer 'n standvaste gees van aanbidding kom plaas, 'n rein hart wat hom in alles aanbid. Ja, ek het skrif gekry wat ek op die proksie geplaas het. Maar ek werk nie met preek uit nie. Ek gaan soos die Gees van die Here in my hart praat vanmôre met jou te praat. Dit is my meer kosbaar om gehoorsaam te wees en raak te vat wat God vanmôre met jou wil praat en vir jou wil sê, as om net 'n preek af te rammel van wat ek dink jy moet hoor vanmôre. Wie wat is my begeerte vanmôre? Wat ek voel God in my hart plant. Mag jy vanmôre hierdie oggend nie net toevallig in jou lewe sien nie, maar 'n rooi letter dag in jou lewe wat nog oor en oor roep na jou. Moenie dat ek jou soos 'n dief van die nag om kan betrap nie. Moenie dat my koms waarvan jy praat, maar nie voorreg is jou om kan betrap. Want die kerk roep vandag, hoor wat ek vir jou sê, die kerke oor die lengtes en breedtes van die wêreld roep vandag en sê, kyk na die tekens, ons ken nie die dag en die uur nie, maar die seisoen spreek duidelik dat die koms van die Here is op hande. As jy kyk na die tegnologie wat vinnig beweeg na die New World Order toe. Ek het onlangs, iemand vanmôre nog onlangs ingeskakel by nee, ek het so rukkie terug, ek dink so maand, 2 maande terug, julle kan net my mind refresh vanmôre, het ek die volgende stelling in 'n boodskap gemaak en vir julle gesê, dat die dier waarvan in Openbaring gepraat word, wat 'n gees soos 'n mens sal ontvang, en hy sal bepaal wie kan koop en nie verkoop nie, wat die merk van die dier moet ontvang, is reeds van die AI, is 'n dooie stelsel wat kan dink soos 'n mens. Die beest het klaar 'n gees soos 'n mens ontvang. Die komputerstelsel wat op die einde van die dag die hele wêreld gaan beheer met 'n nuwe wêreldorde wat op pad is, wat jou gaan laat koop of nie kan koop nie. As jy die merk nie gevat het, gaan jy nie kan koop nie. Is reeds hier. So ek kyk na hierdie seisoen.
En die kerk sê, kyk. En elke dag stuur mense mekaar op WhatsApp videoklips van hoe hierdie stelsel in plek val, maar min breek voor God langs hulle bed en sê, o God, ek moet bekeer, ek moet regmaak, die tyd is besig om uit te hardloop. Weet jy wat hulle dink, hulle doen aan God 'n groot guns om dit aan 'n volgende een te stuur en te sê, die koms van die Here is op hande, kyk hierna, maar intussen draai hulle om op hulle verkeerde weeg en gaan hulle nog steeds aan met die sonde. En dink omdat hulle aan God hierdie hulde gebring het om te sê dat hy op pad is, nou sal hulle noodwendig gered word. Ek wil vanmôre vir jou sê, geen gevlekte kleed sal die bruilofsaal ingaan nie. Geen gevlekte kleed sal dit maak as Jesus kom. As jy nie breek met sonde, hoor wat ek vanmôre vir jou sê. En ek wil vanmôre vir jou sê, as hierdie preek jou irriteer en jou nie opgewonde maak nie, dan moet jy introspeksie doen. Hoekom irriteer dit my so? Terwyl dit my eintlik opgewonde maak. Dankie, Here. Vir die steun. Dankie vir die leiding, Heilige Gees. Want dis wat ons nodig het in hierdie tyd. Ek en jy kan vanoggend by die huis gesit en skryf op YouTube een na die ander awesome preke geluister het om ons bietjie te boost vir die dag. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hier sit jy nie by YouTube nie. Hier sit jy nie vanmôre op Instagram nie. Hier sit jy nie vanmôre by TikTok nie. Hier vanmôre voel ek sy teenwoordigheid. En sy teenwoordigheid roep na jou siel, maak reg, die tyd is verby. Moenie dit ek jou soos 'n dief in die nag betrap en jy was nooit reg nie. Maak reg. Maak reg. Want die tyd is besig om vandag uit te hardloop. Psalm 139 vers 4. U sluit my in van agter na voor en u lê u hand op my. Psalm 139 vers 8 tot 10 lees verder, ek klim op na die hemel, u is daar. En maak ek die doderyk my bed, kyk, u is daar. Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. Soek en besef God se teenwoordigheid oral waar jy gaan. As ek nie by daai plek kan kom om so uitverkoop te wees 'n verhouding met God, dat ek in die môre as ek wakker word, nie meer in skuldgevoel net hier langs my bed sak en 'n 5 minute gebed doen en voel ek het my taak en my verpligting teenoor God nagekom, ek het gebid voor ek die dag begin het. Nee, jy word wakker. 3 in die môre. En die eerste gedagte wat jy dink is, en dan vermaan jy jou niere en dan gaan jy nou maar na daai klein vertrekkie toe. Dan doen jy nou wat jy moet doen met die vertrek en kom jy terug. Met jou voete so oor hy koue teels. En hardloop bed. Dit jy die bed. Weet wat verbaas my so vroeg in die oggend? As jy 3 in die oggend wakker word en nou is jy daar af in die gang en hier kom jy terug. Ek kan nie glo ek is so vinnig koud word. As my kop by kussing terug sit, is ysblok. Ek het nou net op my kussing wakker geword. As jy so op die kussing lê, dan draai ek so, dan hoor ek hier sien 'n sagte snorkie langs my. Dan vra ek, is jy wakker? Ja, kom slaap jy? Ek weet nie. Ek sê, kom ons praat met die Here. Dan het ons 'n rede om wakker te wees. Jou hart soek die Here met hom te praat. Jou gees verlang gesprekke met hom. Ek weet nie of julle daai gedeelte geluister het, ek op padkos gesit het, hierdie week van die profetiese verklaring dat die Here my weer haar standvaste gees moet kom plaas. En dan volgens jy met 'n lied. Ek speel daai elke môre as ek werk toe ry. Dan speel ek dit oor my klanksysteem in my voertuig. Dan proklameer ek dit oor my lewe. En ek het vanmôre nogal gesien presies hoe lank hou hy.
Toe ons by die huis daar vanmôre, toe begin ek, en toe is jy by die kerk, toe is die laaste woorde van die liedjie. So presies, dit is so lank die hele shit op. Kijk, weet jy hoe speel ek het? Nie omdat dit goed vir my ore klink nie, maar omdat dit begeer dat die inhoud daarvan in my geesmens moet kom lê en my gereed moet kry my goddelike antwoord. As ek daar vra, o God, bewaar my, dat my voete nie verkeerd moet trap nie, dan roep ek, o God, bewaar my, dat my voete nie verkeerd moet trap nie. As ek daar saam met Dawid uitroep, dat God weer vir my standvastige gees moet gee, dan is dit om my werklike standvastige gees verlang in hierdie tyd. Wie wat sê die gees van die Here vir my een môre terwyl ek aan werk toe ry? Wil jy hoor wat sê die gees van die Here vir my? Hy sê Jesus ween. Want die kerk ken sy naam, maar ken hy hulle naam. Die kerk kom vanoggend by mekaar reg oor die lengtes en breedtes van die wêreld, en ons het 'n kerk besig om kleiner te word. Die geboue word minder. En daai bietjie wat in die kerk is, verklaar vanmôre dat Jesus die koning is, maar hulle gaan terug en hulle gaan lewe asof hy nie bestaan nie. Hulle doen wat hulle wil, hulle sê wat hulle wil, hulle word kwaad soos hulle wil, hulle haat 'n volgende een en is jy bereid om 'n volgende een te vergewe en die maak nie saak wat hy jou gedoen het nie, want ek het nog nie die vergifniskrag van Jesus beleef en ek leef dit nog nie. Dit bring my by die volgende skrifgedeelte. Psalm 91 vers 1. Van vers 1. Hy wat in die skuilplek van my Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God op wie ek vertrou. Want hy is dit wat jou sal red uit die net van die voëlvanger, van die verderflike pes. Hy sal jou dek met sy vlerke en onder sy vleuel sal jy skuil. Sy trou is 'n skild en 'n pantser. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die dag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. Al val daar duisende in jou sy en 10.000 in jou regterhand, na jou sal dit nie aankom nie. Net met die oë sal jy dit aanskou en die vergawing van die goddelose sien. Vra God se beskerming daagliks. Toe ons inbeweeg na die 30ste Junie toe, toe begin ek op die groepe te plaas, die didn't give us a spirit of fear. Hy het nie ons 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Was dit 'n lou, warm poging om jou te probeer om nie bang te wees nie? Nee, jy besef nie dat ek 'n profetiese verklaring gebed gedoen het voordat ek daar op die groep geplaas het. Want ek en jy het die authority gekry in Christus, sterk manne en prinse se werk te kanselleer. Net so kort teaching oor sterk manne en prinse. Ek gaan nou 'n kort teaching gee, en dis nie omdat ek hierdie diens wil verleng, maar ek wil hê jy moet met iets uitstap vanmôre wat vir jou kom lê in jou gees as iets waaraan jy kan vashou. Ek hou daarvan om met pastoor die volgende stelling te maak, en dan kyk hulle so snaaks aan. Gewoon almal sê ek is 'n valse preek. Want ek soek moeilikheid. As sit ek so by dat, want as huweliksbevestiger het ons hierdie wat die pastore by mekaar kom by die konferensies van binnelandse sake, dan sit ek so by die pastore. Al val ek om net so skielik so by die tafel. En die mekaar die ander by my was, dat val ek om so by hom, kyk my ook so. Ek sê, weet jy, dat jy was nog nooit deur Satan versoek nie. En Satan weet nie wie is jy nie. Definitief weet hy wie is ek, en hy het my al baie versoek. Ek sê, nee, wat hy weet nie wie is jy nie. Hy het jou nog nooit versoek, hy het my nog nooit versoek nie. Hoeveel mense is op hierdie aarde? Oor die 7 biljoen. There's only one way wat hy almal kan versoek, is hy aanteenwoordig kan wees. Hy is 'n geskape wese wat op een plek kan wees. Hy kan nie aanteenwoordig wees nie. Die dag toe die hemel uitgegooi was hy met 'n derde van die engel mag uitgegooi.
En daar's rangordes waarvan Paulus sê, dat ons worstelstryd is teen vlees en bloed nie, maar teen die demoniese magte, regeringsstelsels, owerhede in die lig. Die wat jou en my kom versoek, is hier voedsoldaatjies. Demons of lust, demons of pride, demons of lovers of mammon and not God. En ek en jy kry nie as hierdie lower ranking voedsoldate oorwin nie. En bokant hulle is daar sterk manne wat oor hulle die veld voer. En oor Suid-Afrika is daar 'n prins. En daai prins gee terugvoering aan Satan wat op hierdie stadium in en uit beweeg by die troon van God om die nasies aan te kla. So as die leier van jou land uitverkoop is aan Satan, dan ontvang hy direkte opdragte van hoe hy sy goddeloosheid moet uitleef, sodat jy gebuk moet gaan onder sy goddelose opdragte wat hy van die Satan ontvang. En nie is hy kies Satan, hy ontvang dit weer van 'n prins. So wanneer ons hoor van oproer en onlus en wat ook al, weet jy, moet die kind van God bid. Here, ek neem die prins wat agter dit sit, in die naam van Jesus Christus gevangene, dat sy planne nie in vervulling sal kom nie. En ook die sterkman wat onder hom beweeg, waarvan hy daardie opdrag te kry, bind ek in die naam van Jesus Christus as kragteloos. En elke voedsoldaat wat met die ore sal fluister van die mense wat opgehits word om dit te doen, neem ons gevangene, Here, en ons maak hulle kragteloos, en dan gaan jy by 30ste Junie verby en niks ernstig gebeur. Nie omdat hulle dit beplan het om dit te gebeur nie, want hulle planne was gevangene geneem. Want daar is 'n naam groter as al hierdie name, en sy naam is Jesus. En hy het gesê, op slang en skorpioene sal jy trap in my naam. Nou bewe ons nie wanneer ons hierdie goed sien nie. Ons raak stil, ons retireer, ons wag vir opdragte van ons bevelvoerder, Jesus. Here, hoe hanteer ons hierdie saak? Die voëlvanger sal jou nie vang in die dag nie. Al hierdie demoniese magte wat soos voëls sal rondvlieg in die lug, hulle net sal jou nie vang nie. En hulle pyl wat bedags vlieg sal jou nie tref nie. En dan val 10.000 van hulle aan jou linkerkant en 1.000 aan jou regterkant, en hulle wil jou kom verslind. Hulle kan nie, want ek het 'n kordon om jou gestel. Weet jy wat? Job 1, vra God vir die Satan, waar kom jy vandaan? Nee, van 'n swerftog, want hy moet swerf, hy is een. Hy is nie alomteenwoordig. Wie kom jy moet sê gaan swerf het? Want die low ranking demons kon nie Job laat val. Toe vra hulle die sterk manne bokant hulle om net vir Job te laat val, toe kom hulle ook nie reg nie. Toe gaan al die prins om Job te laat val, toe kom hulle ook nie reg nie. Toe gaan roep hulle vir Satan, toe moet hulle nou maar travel. En gaan kyk wat gaan nou aan met hierdie Job wat hulle nie kan laat val nie. En toe kom hy na sy swerftog hier terug. En God weet presies waar was hy. Hy sê, waar kom jy vandaan? Hy sê, nee, swerftog by. Hy sê, ag nee, by nek. God vat nie, hy weet sommer waar was hy. Hy sê, ag nee, by nek. Ja, jy bou 'n laar om hom. You build a hedge around him, that's why we couldn't get it. Wanneer ek en jy die Jabes gebed bid en ons vra dat God ons sal bewaar van alle onheil, dan moet ons gebed nie net wees vir jou bietjie onheil wat my moet tref in hierdie dag, 'n papwiel of wat ook al nie. Ons moet uitgestop as generaals, bloed gewas, geordineer, verorden om met die mag van Jesus se naam te kan uitstap en te kan sê dat geen demoniese plan, geen net wat die vyand vandag oor my lewe span en my probeer vang in sy net, sal oor my lewe, maar weet jy wanneer kan ek dit uitroep? Wanneer ek nie toelaat dat die demoon van last, nie die demoon van vuilspraak, nie die demoon van wat ook al, reeds my besit en my vertel wat ek in my lewe moet doen. Ek en jy moet veg, nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke demoniese mag wat 'n plan het om my en jou te val te bring. Ons is geroep tot geestelike oorlog, nie vleeslike oorlog nie. Pastor, wat beteken moet ek nou terugsit in die vlees? Nee,
in hierdie liggaam is 'n geesmens, wat eers is veg in die geestelike dimensie, en tweedens in die vleeslike dimensie waak. As ek 'n berig hoor, moenie op die R59 ry nie, dan gaan ek nie klim in my kar as jy nee, want ek mag maar op die R59 ry, want nee, waaksaamheid, wysheid, goddelike insig sê ek moenie so toe gaan nie. Daar's voedseldaadjies in die vlees, pionne, wat daar is, wat beheer word deur hierdie, waarteen ek bid. So gaan so nie moeilikheid nie. Maar ek leef nie in vrees nie. Toe laai dag by Volkerich Laerskool kom met hulle bus te vol. En hulle sê hulle gaan na skool afbrand. En die mense bel my die dag, sê my pastoor, ons vrees vir ons kinders, ek sê moenie vrees nie. Vrees maak jou lam. Nou hoe moet ons bid, pastoor? Ek sê, kom ons bid, dat God die sterk man, wat agter dit sit, sy werk tot niet sal maak. En ons bid. En die volgende dag kom daar 3 busstelle aan, en die loop daar, drentel daar rond, en dis asof hulle nie rigting kry nie, en skool word nie aangeval nie, dis asof hulle, wat doen God by Sodom en Gomorra? Hy swak met my blindheid, man. Hulle weet nie waarom het met ons, wat het sy hier kom doen, wat het ons eintlik, waarvoor het die busse, as die kerk nie besef wie hulle God is nie, sê ek vanmôre vir jou gaan die kerk soos 'n verloorder voel. As ons nie besef hoe God gebid en aanbid moet word, gaan ons nie weet hoe moet ons hierdie goed hanteer nie. En ek bring my by die volgende skrif aan jou. Johannes 10 vers 9 tot 11. Ek is die deur, as iemand deur my ingaan, sal hy gered word. En hy sal ingaan en uitgaan en veiding vind. Die dief kom net om te steel, om te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Bid soos Jabes vir 'n lewe vrygemaak van die verlede, sy smart en mense se opinies rakende jou. Die oomblik wanneer ek uitstap, wanneer ek opstaan uit my omstandighede uit, opstaan uit my foute uit, opstaan uit mense se opinies uit, losgemaak van wat mense van my sê, oë gefestig op Jesus, dan trek God 'n beskerm laar om jou. Maar jy moet heilig lewe. Want God is heilige God. Jy kan met sonde nie gemeenskap hê nie. Jy moet met sonde breek. Hier was die grootste probleem vandag in die kerk, sê die Gees van die Here vir my. Hulle preek nie meer sonde nie. Hulle preek nie meer bekering nie. Hulle preek nie meer die gevaar van die hel nie. Hulle is so bang. Hulle gaan hulle tiendes verloor as hulle sonde preek. Weet jy kom preek ek sonde en bekering in nie, want ek vat nie 'n salaris deur die gemeente, so jy kan nie. Jy kan jou geld vat, jy kan gaan. Jy kan my nie benadeel nie. Jy beheer my nie. Ek is nie besig om my volgende kar te beplan met jou finansies nie. En dan moet ek versigtig praat, want ek weet hierdie oom gee 10.000 hê. En ek wil nou nie, hy moet uit hierdie gemeente uitgaan, want dan gaan my 10.000 wat my Ford Mustang moet finansier verloor. En hy swembad en my jacuzzi wat ek beplan het, ek moet jy asseblief maar net nie jou 20.000 vat nie. So ek gaan nie op jou tone trap in hierdie kerk, ek gaan nie sonde preek nie. Ek gaan vir jou kom preek, help wel van prosperity. Ek gaan vir jou kom vertel hoe lief het God jou en wat 'n goeie tyd het hy vir jou. En ek sien die Here gaan vir jou besigheid laat groei vir jou kom. En ek sien die Here gaan jou grondgebied vir jou vergroot. Dan word die 10de groter. Ewe dank ek God. Daar is waaragtige kinders van God wat opstaan teen hierdie leuen wat die bruid kom besoedel bid. En groot predikers reg oor die wêreld is besig om te val. Weet jy hoekom?
Omdat daar teen die predikers gebid word. Nee. Wat is verantwoordelik dat jy vlees en bloed nie. Here, die sterk man, wat sy leuns deur daai mond wat hy beheer, uitspreek oor die kerk, om die kerk nie reg te kry, dat die kerk nie gereed moet wees wanneer Jesus kom nie. Ons kom bind daai sterk man se werke. Boem, sterk man is gebind, geen invloed die persoon onder hom val. Dis YouTube, so gebaie versigtig wees het nou sê. Was 'n ander klein mannetjie in Suid-Afrika wat God se lasterlike goed gesê. En ons begin te bid. Dat die Here die sterk man wat hom beheer, moet bid. En skielik sê daai jong mannetjie nou, onlangs, Jesus is 'n werklikheid. Hy glo ook in hierdie Jesus, hy het 'n kerk gebou vir 'n pastoor. Besef jy dat dan, jy weet, begon langs Gods lasterlike goed gepraat, nou al begin backpedal. Want sy strop is besig om toegetrek te word. Daar kom 'n dag wat jou Gods lasterlikheid jou nie meer kan red nie. Jy dink dit bring 'n massa wat jou ondersteun, maar as God intree en hy draai daai karretjie toe, dan weet jy het nie nou meer met mense te doen nie, jy het met 'n lewende God te doen. Mense, besef wie jou God is, man. Besef wie jy aanbid vanmôre. En besef waarna dit is jou pad. Moenie dat die tydelike goed jou moeg maak nie. Moenie dat die tydelike goed jou vrede steel. En jy's nie reg wanneer hy kom sy bruid kom. En dit sê nie vanmôre hou ons blind vir die werklikheid wat om ons aangaan nie. Dit maak ons oë juis meer oop dat ons sien wat om ons aangaan. Dat ons weet hoe ons moet bid teen die goed wat om ons aangaan. Sodat jy meer geseënd kan wees in dit wat jy doen. Ten slotte, waarom glo ek en jy in hierdie God van Abraham, Isak en Jakob? Terwyl die wêreld miljoene ander gode aanhang, waarom glo ek en jy vanmôre dat Jesus is die enigste Heer? Waarom glo ek en jy vanmôre dat hy die enigste ware God is? Terwyl net aan die kant die draad is daar iemand anders wat 'n ander God aanbid en hy glo dis die enigste God. Kort getuienis, verdra my asseblief, verdra my nie vanmôre, want ek is besig om vir jou toerusting te gee. Paar jaar terug. Ek kom uit agtergrond uit waar ons 7 uur die aand begin met kerk, hou 2 uur die oggend. So, ek kom densel. Kom daar 'n jong man van een van die persone wat Saterdaande na die uitreik moes te kom. Het 'n seun wat op 'n passasiersskip werk en hy ontmoet 'n rou pommie gultjie, Engelse gultjie, Engeland. En sy kom saam met hom om die ouers te ontmoet in Suid-Afrika. En die aand is ons besig en Gees van die Here sê vir my, hy het 'n afspraak met hierdie meisietjie al die pad gevlieg tot hier. Dit weet hè, God bring haar Suid-Afrika toe want hy het 'n afspraak met haar. En hy sê bring vanaand die boodskap in Engels. En hy aanpreek ek in Engels. En ek sê toe vir die voor die tyd, verdra my vanaand omdat ek in Engels gaan preek, want God het 'n afspraak met iemand vanaand die wat dit in Engels wil hoor, maar ek pinpoint aan nie man. Moenie iemand pinpoint nie. As jy kies van die Here vir jou, hou dit tussen jou en die Here. Jy weet mos met wie God vanaand praat. En toe as jy uitnodiging doen, toe stap sy uit. Praatjies loop. She said, do you want to accept Jesus Christ? She said, yes, I want to accept Jesus Christ. I said, you're not ready. I said, why do you want to accept Jesus tonight? Now the sermon that you preached touched my heart and I know I need him. I said, that's not enough to give your heart to the Lord. Hier is nie 'n goue sterretjie, man. Ek het 'n Sondagsgebed wat ek hier aframmel en nou sit ek 'n goue sterretjie nog gesiel vir. Sy moet weet waaroor dit gaan. Ek sê kan ek jou na die tyd kry, drink 'n skof en vertel ek vir jou kom. Dit belangrik is dat jy vanaand by Jesus uitkom. Dus buitekant sit en ons drink koffie. Jy sê vir, if I was an Imran and I told you about Muhammad and Allah
you would have accepted Allah tonight, because I moved you. As ek oor Boeddha vanaand gepraat het, then you would have accepted Boeddha because I moved you. Hoekom Jesus Christus? Hoekom is hy die enigste deur? Hoekom hou ek aan hom vas en nie aan iets anders nie? En sy sê vir my, now you've lost me. No, I don't understand. Ek sê, you have to understand. Ek sê, you know what? They go to the Mecca and they pay homage to a dead man that's still in his grave, Muhammad. Then they go to Salem and they pay homage to a dead man in his grave, Buddha. All religions end at the grave. But I will take you to Israel. And I will take you to the only empty grave. Because I'm serving a God that has the power over life and death. And my faith in Him does not end at the grave. It starts at the grave. My verhouding met God eindig nie by die dood nie. Het eindig nie by die graf nie, dit begin by die graf. Want toe hy op die 3de dag opstaan, toe sê ek gaan op om vir julle plek voor te berei, en dan kom ek om julle te kom haal op, en wanneer jy kom haal op, gee ek jou 'n nuwe liggaam wat onsterflik gaan wees, want dan begin jou lewe eers wat nooit weer gaan ophou nie. En haar oogies glinster, en sy sê hierdie woorde, I want to receive this God. Sy sê, but can I tell you, I'm afraid to go back home. Because my whole neighborhood are atheists. I'm going back to a place where nobody serves this Jesus. En sy WhatsApp my toe sy Heathrow Lughawe met 'n fotootjie. I just bought my first Bible on Heathrow Airport. And I want to say to you, Pastor, this is not the emotional move. I have decided. I'm going to follow Him. En jy al in 'n plek gekom dat jy besluit het om hom te dien. Weet jy hoekom dien ons hom? Gaan so vinnig deur 'n paar skrifgedeeltes daar. Jesaja 3:5, hy was verag deur mense verlaat, 'n man wat smart, 'n bekende krankheid. Ja, soos een vir wie mense gelaat het. Hy was verag en ons het hom nie geag nie. Hy ken jou in jou depressie. Hy was ook verag. Hy ken hoe voel het om eensaam te wees. En almal draai die rug op hom. As jy vanmôre in hierdie plek sit, jy voel eensaam, jy voel niemand verstaan jou nie. Jesus was ook daar. Hy het ook die rug op hom gedraai. Wie wat? Hy het nog steeds gegaan Golgotha toe. En hy het die kruis gedra. En die prys betaal. En die Heilige Gees sê vir my, ek is klaar. So gaan verby al hierdie ander skrifgedeeltes. Oorwinning in Christus Jesus is al wat saak maak. Oorwinning in Jesus is al wat saak maak. As ek by 'n plek in my lewe kan kom, as jy by 'n plek in jou lewe kan kom vanmôre om te sê, ek is moeg vir die ou dinge, vir die voetsoldate se leuns in my lewe. I want to break free. Ek wil deur God nuut gemaak word. Ek wil aan hom behoort met my hele lewe. Ek wil hom gehoorsaam wees in al my besluite. Dan is dit nie vanmôre 'n besluit wat ek doen om 'n pastoor te beïndruk of gemeente te beïndruk nie. Dis 'n sielsbesluit wat ek met my God neem, want ek wil reg wees wanneer hy kom om sy bruid te kom. Ek wil my oorwinning in Christus hê vanmôre, nie in 'n kerk nie. Iemand vra my, pastoor, hoekom kan mens nie 'n lidmaat word by nie? Ek sê, want ek kry nergens in die skrif dat jy lidmaat word nie, en 'n lidmaatsertifikaatjie moet kry. Ek lees in die woord, as die Gees van God jou nie byvoeg nie, dan vergeefs bou die bouers.
Ek kan jy nie met skuldgevoel aan hierdie gemeente vasmaak van jy nou lidmaatsertifikaatjie wat teen die muur is. En dan behoort jy nie, nee. Jy moet verder behoort as net 'n gebou en 'n mens. Jy moet aan Jesus behoort. Jou rede hoekom jy Sondag hier nie toe kom moet om een rede alleen wees. My siel kry kos en ek is besig om in my verhouding met God reg te groei, om reg te wees, gereed te wees as Jesus my kom. Dit moet jou enigste rede wees om die Sondag na hierdie kerk te kom. Ek sê altyd vir mense, pastoor, wat is jou kerk? Maar ek gaan weer sê wat my gemeente op een voorwaarde. As jy nie die gees van God ervaar in my diens nie, en kry nie voeding vir jou siel nie, soek ek nie volgende Sondag in hierdie kerk nie, dan moet jy vir jou gemeente gaan soek. Want die tyd is min. En speeltyd is verby. Jy kan nie nog skakel by die kerk, net omdat jy pastoor like, of net omdat jy lekker voel nie. Want ek nooit 'n pastoor geword. Weet jy wat sou ek daar gedoen het? Om skakel by een van die Mekka-kerke in? So word ek genooi na een van die groot kerke in Suid-Afrika, deur Dr. Carol Hart, wat as gasspreker uit Amerika uitkom om te kom praat oor hoe moet ek my sielsdimensie verander, my synopsis, my brein patterns verander. Stop daar in 'n inkopiesentrum, wat 'n kerk is. Eerste ding wat ek vra, vraagteken. Kom by die kerk se gronde. Dis letterlik 'n inkopiesentrum. Dis parkeerareas soos River Square. Dit lyk soos 'n River Square. Massiewe gebou. Kom maar in, boem. Kan nie by die hek gaan nie. Staan die wagte met R4 gewere. 'n kerk wat met wagte met R4 gewere bewaak word. Wat jou purpose here? No, I'm coming to church. Have this ticket with you. Geef my kaart. Reis deur. Gepak is daar in die inkopiesentrum se parkeerarea. Hier kom golfkarretjies agter. Kom maar 'n golfkarretjie. Deur dit. Kerk. Mense praat nie sleg van kerk nie. In die lewe sal ek die liggaam van Christus nie afbreek nie. Maar hoef jy sê, pas op, dat jy nie in 'n plek vasgevang word, oor die gevoel wat jy het Sondag, wat lekker voel, maar jy kom nooit by bekering uit, om reg te wees as Jesus kom nie. Ek stap wel in daai plek, hier is 'n butiek, hier is 'n theater, waar hulle toneelopvoering doen, hier is 'n steers. Jy kan daar sit en ons al groot TV's, jy kan jou steers sit en eet terwyl die TV die diens hou. Reg langs my se pizza. Jy kan daar gaan sit 'n pizza eet in die diens volg. Hier in die hoek is 'n sekuriteitsingang. Daar teken jy jou kind af van 'n sekuriteitswag wat deur 'n rolhek gaan met jou kind in die sekuriteitsgebiede waar die kinders is wat niemand by hulle kan uitkom nie. Dan stop jy links, regs op. Daar's hier 'n toilet. Dit is 'n goue pilare en dit is 'n rooi mat. Jy moet VIP lidmaat wees om daai toilet te gebruik. Dink jy, okay? Al draai jy die VIP niks aan. Stap op. Hier is die auditorium, gaan by die deur. Borgie, groot borgies op die deur. No children under 9, age of 9 allowed in the auditorium. Jy moet oudersbeperking hê, en daar te kan gaan. En stap is in ons 5000 sitplekke. En wat ek van Dr. Carol Hart gelyk het daai dag, sy staan so by die podium, en sy sê, I'm only allowed 30 minutes to talk to you about my topic. But the pastor can fire me and you don't have to allow me ever in South Africa, but I'm taking my watch off. Now I'm talking as the spirit leads me. Sê dit mooi. Wat lekker is die naaityd. Kan jy uitstap by die auditorium, loop jy oor binne kom in A-boek is op 25% afslag. En as jy geld het nie net langs aan die staande bank. Mense, pas op dat ons van God se huis 'n plek maak
Soos wat dit was in Jesus se tyd toe die tempel gaan skoonmaak het, omdat hulle van dit 'n rowersblok gemaak het en 'n handelaarshuis gemaak het. En ons is nie oor God nie. Dit gaan nie oor God nie. Dit gaan oor Lomulaki. En die neine wil ek jou versoek. Jy kom 'n sakkie om. Ek wil hê jy moet stop om geld in 'n sakkie te gooi. Hy is my tesourier hier op sy naams. Hy luister na baie fyn. As ek sê jy moet op om geld in 'n sakkie te gooi. Hou op om geld in 'n sakkie te gooi, maar jy dink in hierdie kerk moet ek verplig voel om geld in 'n sakkie te gooi. Stop dit. As jy iets in daai sakkie gooi en jy het nie oor dit gebid dat dit vir God se werk gaan aangewend word en die reg aangewend word met verantwoordelikheid teenoor God nie, moenie jou geld in 'n sakkie gooi nie. Want hierdie gemeente word bedryf deur 'n raad wat een doel ten oë het. Nie dat van my geld in ons eie sakke gaan, maar elke sent moet gebruik word om God se koninkryk uit te brei. Ons voed op hierdie stadium 23 gesinne wat nie werk het. En hoe sê dit reg kry? Want ons gee elke maand vir ons welsyn 'n bedrag geld om te gaan kos koop. Hoe sê dit reg kry om 23 gesinne te voed? Die Here weet. Kom ons sluit hier. Vader, dankie dat die hele week was 'n bedrywige week, maar hierdie was u tyd in u teenwoordigheid. En ons kon hierdie as 'n tiende kom gee. Want dis die Here, ons het die tyd uitgekoop om u stem te kon hoor. Om u opdragte en u roepstem te kon hoor, wat nog steeds roep na u seuns en dogters. Here, my gebed vanmôre wat ek profeties oor hierdie plek wil uitroep, mag God jou naam ken as hy kom om sy bruid te kom haal. Mag jy nie deel wees van die onbekendes wat by God onbekend is nie. Mag jou naam deel wees van dit wat in sy handpalm gegraveer is. En dis nie 'n tatoeëermerk nie, dis die spykermerke van Golgotha hemel wat in sy handpalm gegraveer is. Wat jou naam uitroep. Wat sê dis vir jou wat ek het op Golgotha hemel gedoen het. Vir jou het ek gesterf sodat jy 'n nuwe naam kon hê.